Goeiemôre, 13 April en tyd vir so 'n paar refugee vrae en antwoorde en lewe hier in Amerika. Eerste vraag wat iemand vra, hy vra of maak ek nog potjiekos hier in Amerika? Ja, beslis baie gereeld. Omdat ons nou in Amerika bly, beteken nie al jou tradisies en goed verander nie. Jy gaan nog aan met wat jy ook al gedoen het in Suid-Afrika. Niks keer jou nie. Is 50 te oud om oor te begin? Nee, ja. Ja, beslis en nee. Dit hang van jou af. As jy voel 50 is te oud vir jou om oor te begin, dan ek kan nie vir jou besluit nie. Jy moet vir jouself besluit. Hier is mense wat nie aan toe gekom het wat baie ouer as 50 is en hulle is suksesvol. Maar dit hang van jou af. Baie mense wil graag partykeer hoor iemand anders moet vir hulle die besluit neem. Nie in die geval nie. Jy sal moet self kyk, kan ek oorbegin? Ja, soos ek sê, al baie kere voorheen gesê, niks keer jy in Amerika om te werk tot die dag dat jy 100 jaar oud is nie, niks. Het alles net van jouself af. Sal hulle jou keer as jy heeltyd net 'n huisvrou was? Sal hulle jou afkeer om te kom? Nee, die is oop, dis 'n refugee program. Ek sê wat jy werk jy doen of wat se agtergrond nie, dis 'n refugee program. So jy kan kom, al was jy net 'n huisvrou al jou lewe. Jy gaan net hier so vir jou 'n ryk man moet kry as jy huisvrou wil bly, of jy moet gaan werk hierso om aan die lewe te bly. My skoonpa is in Zim gebore, maar is nou 'n Suid-Afrikaanse burger. Well, dis fine, so solank hy SA burger is, en hy's in Suid-Afrika wanneer hy apply vir die program, gaan daar nie 'n probleem met dit wees nie. Kry jy hulp as jy te oud en siek is om aan te hou werk? Jy kwalifiseer vir benefits. Onthou, hulle gaan jou nie deur die proses sit as hulle weet jy kan nie hierso hulp kry nie. So hulle weet wat jou gesondheid is en whatever hoe oud jy is en al daai goeters, en as hulle jou deur die proses sit nie kom hier, beteken daar is vir daai hulp en daai toestande is daar hulp voor. En onthou wat ek gesê het, hier's baie mense wat werk hier wat amper 100% disabled is, maar dit nog steeds werke. Is daar betroubare agente wat jou gaan help om werk te kry? Hier is nie mense wat jou gaan help werk soek nie, jy moet werk soek vir jouself as jy aankom. Alles jou line-up met websites en goed waar jy kan definitief informasie kry, maar die werk soek is jou verantwoordelikheid, dit is nie hulle verantwoordelikheid om vir jou werk te soek nie. Kan ek knipmesse saambring in my bagasie? Jy moet versigtig wees met enige tipe wapens. Mense sluit dit in. Sekere lengte blades en goeders sluit in dit. So, as jy knipmesse bring, gaan dit in jou checked-in luggage moet wees. Dit kan jy nie jou carry-on wees, beslis nie. So, jy gaan dalk vir deur die border patrol gevra word, wat maak die mense dan, waarvoor is dit? So, kyk net op die website van die vliegtuie wat jy deurgaan, waarmee jy kom, wat word toegelaat en wat word nie. Hulle sê baie duidelik daar wat se tipe mense goed word nie toegelaat nie. Kan iemand aansoek doen vir die US military wat in volgende maand of in 2 maande 42 jaar oud word? Absoluut nie. Want jy kan eers aansoek doen om die US military te join as jy 'n permanent resident, 'n green card holder is. As jy oor 2 maande 42 raak, gaan jy definitief te laat hier aankom, want jy afsny ouderdom is 42. En dit gaan jou meer as 'n jaar vat nadat jy is voor jy 'n green card holder is. So jy gaan definitief ongelukkig dit nie maak nie. My kind is nog net 5 maande oud, het hulle 'n paspoort nodig. Elke liewe persoon, maak nie saak of hy 1 dag oud of 100 jaar oud is nie, elke liewe persoon het 'n paspoort nodig. Nou, hier is die ander probleem vir kinders. Hulle paspoort is gewoonlik net 5 jaar, partykeer 3 jaar valid. Onder jou paspoort moet meer as 6 maande op hê die dag wat jy vlieg. So as jou kind al 4, 5 jaar oud was en jy het vroeg vir 'n paspoort gehaal en hy's naby expiration, dan moet jy maar hom renew, soos jou nou ook moet renew word. I'm a mother and child going over alone. What happens if I pass away or something? Will they send my child back to my child's father in South Africa? No, they will not. Your child's going to straight into the welfare system, straight into child protection service.
The only reason they will send your child back to South Africa to the father is if you actually made specific notes and made it clear to everyone in your last will that they have to send the child back to his father or her father. If there's no documentation, no nothing to say that it's your wish that the child go back and there's plans made for it, the child is going to go straight into the foster care system. They're not sending children out of the country without proper documentation for that. Wanneer moet ek begin bedank of my huis verkoop? Selfde ding, ek kan daar vir jou nie antwoord nie. Jy moet dit vir jouself antwoord. As ek nou vir jou sê, ja, as jou laaste goed klaar afgehandel het, nie wag nie vir jou vliegkaartjies, jy is go ahead, begin bedank en verkoop jou huis, en dan word iets gehold of vir maande, of die program word gekanseleer, dan word daar vingers aan my toegewys, maar jy het gesê, ons moet ons goed verkoop. So nee, ongelukkig is daai 'n besluit wat jy self gaan moet maak. Ek is op die H2A visa. Moet ek eerder in Suid-Afrika bly om hierdie program te voltooi, of moet ek maar op die H2A visa gaan en dan net later? Daai kan ek ook nie vir jou antwoord nie. Jy moet jou eie keuse maak daar. Jy kan nie die refugee program proses voltooi as jy in Amerika sit nie, jy moet in Suid-Afrika wees. So, kan jy dit bekostig om vir 'n paar maande in Suid-Afrika te wag om deur die proses te gaan? Of kan jy nie? Dit is ongelukkig iets wat jy self gaan moet uitfigure en uitwerk vir jouself. So, ek kan nie vir jou 'n definitiewe antwoord daar gee nie. Al wat ek jou kan sê is, jy kan nie onderhou nog goed bywoon vanaf Amerika nie, en medies vanaf Amerika nie. Jy moet in Suid-Afrika wees om die proses te voltooi. Ongelukkig. So, dis die vraag en antwoorde vir vandag, die 13de April. Geniet julle dag verder.